Gister het ons hemelvaart gevier reg oor die wêreld, 'n heilige herinnering dat Jesus opgevaar het na die Vader toe. Maar vandag, die dag na hemelvaart, staan ons, ek en jy, met 'n vraag: wat nou? Wat beteken dit dat Christus nou nie meer fisies hier is nie? Nou 2000 jaar na Christus is dit nie vir ons iets nuut nie, maar vir die disippels moes dit vreemd gevoel het. Want net 'n oomblik gelede het hulle nog met hom gepraat en toe is hy weg. Maar net toe hulle verlore opkyk, het die engele hulle herinner: waarom staan julle so en kyk na die hemel? Met ander woorde, dis nie 'n tyd om te staar nie, dis 'n tyd om te leef. Christus se hemelvaart is nie 'n einde nie, dis 'n nuwe begin, 'n aanstelling, 'n sending. In die woorde van die Heidelbergse Katekismes Sondag 18 sê dit: waarom is Christus na die hemel opgevaar? Sodat hy in die hemel ons voorspraak by die Vader kan wees. En sodat hy sy gees aan ons kan stuur as waarborg. Jesus is opgevaar, ja, maar hy het nie verdwyn nie. Hy is nou aktief aan die regterhand van die Vader. Hy regeer, hy pleit, hy stuur. Die hemel is dus nie ver en koud nie. Dis die plek van Christus se aktiewe betrokkenheid by jou lewe. Elke dag word jy deur sy gees bemagtig om sy werk voort te sit. Jy leef nie om te wag nie, jy leef in afwagting. Dit is ons roeping na hemelvaart. Om nie net na bo te kyk nie, maar om met hoop en heilige verwagting vorentoe te leef. Om Jesus nie net te bewonder nie, maar om te volg en te verteenwoordig. Dit is ons opdrag na hemelvaart. Leef terwyl jy wag. Dallas Willard sê treffend: the greatest issue facing the world today is whether those who, by profession or culture, are identified as Christians, will they become disciples, students, apprentices, practitioners of Jesus Christ. Jy en ek is gestuur, nie net om te wag nie, maar om te werk. Jesus leef en regeer en jy behoort aan hom. Dis tyd om die opdrag van hemelvaart te leef. Gaan wees sy hande en sy stem. Here Jesus, ons almagtige Here, U het opgevaar, maar nie weggegaan nie. U regeer uit die hemel, maar U werk in my hart. Stil my vrees en wek my geloof. Laat my vandag leef as 'n gestuurde een, vol van U gees, gerig deur U woord en getrou in U roeping elke dag onder U leiding. Amen. Dankie dat jy ook vandag ingeskakel het en ek wil jou aanmoedig, gaan leef hierdie boodskap van hemelvaart elke dag. Tot volgende keer. Totsiens.